nie wonderlik die reën wat geval het nie. Halleluja. Jo, ek weet nou van die drywe manne is nou nie baie happy met die reentjie wat geval het nie. Ek weet dit. Maar die saaiboere, jy gaan jubel verseker, want dit is wat dit nodig was. Die meeste drywe manne het al klaar gepluk, so hulle moet net so 'n bietjie wag dat ons net die saaiboere 'n bietjie kans gee om dan ook bietjie die reën te geniet. Nee, ons is so dankbaar vir die reën. Dis so wonderlik. Hebreërs 6 vers 18 sê die volgende: sodat ons deur twee onverganklike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtig bemoedig kan hê, ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voorlê. Romeine 8 vers 24 en 25 sê, want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Romeine 12 vers 9 tot 12 sê, laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is, hang die goeie aan, wees hartig teenoor mekaar, met broederlike liefde, die een moet die ander voorgaan in eerbetoning, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig in die gees, dien die Here, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking en volhard in die gebed. Romeine 5 vers 3 tot 5 sê, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukking, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefheid, en die beproefheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. Ek wil vanmôre 'n bietjie met julle gesels oor hoop. Wat is hoop? Wat is hoop? Wat is hoop? Ek weet daar's so snaakse spreekwoorde wat die ou mense altyd gesê het. Hoop in die hand en sit iets anders in die hand, dan kyk jy wat is die swaarste en al sulke goed. Maar wat is hoop? En natuurlik kan hoop na twee sake verwys. Dit is 'n daad na 'n daad om te hoop, of waarop hoop 'n mens. En as natuurlik 'n werkwoord, ek hoop. So ons kan, hoop is 'n groot woord. As jy dan kyk, en ons gaan nou nie na die Grieks kyk nie, ons gaan nou nie daarom dwaal nie, want ons gaan ons heeldag hier so sit oor die woordjie hoop, want hy kom ook 'n paar keer in die woord voor. En natuurlik kan dit ook 'n selfstandige naamwoord wees, van dit of dat is my hoop. Wie is jou hoop? As dit na daad verwys, dan hoop ons, dan ons gedagte wat en wat hier wat in Hebreërs 6 wat ons gelees het, is 'n hoop wat voorlê. Hierdie hoop is 'n vermoë om te kan doen, en natuurlik kom dit van die Heilige Gees af. Want wat is hoop? Wat is hoop? Hoop is weer wanneer ons weergebore is. Dis hoop. Dis hoop wanneer ons weergebore is in die nuwe lewe, die nuwe lewe wat Jesus vir ons kom gee het, toe hy die dag aan die kruis gesterf het. Daai nuwe lewe, dit is hoop. En ons moet hieraan vasgryp. Ons moet daaraan vasklou, en ons moet vir dit afwag vir wat gaan kom. Dis natuurlik ook 'n gawe van die Gees. Hoop. Dink mooi. As ons nie hoop het nie, wat het ons? As jy nie meer kan hoop nie, wat het ons? En natuurlik kan ons hoop op enigiets plaas. Maar dit is belangrik, waarop plaas ek en jy my hoop? Waarop sit ons hoop? Dit is so maklik om te sê ek hoop op die my werkgewer om vir my 'n bonus te gee. Ek hoop, hoeveel keer sê ons dit nie? Ek hoop ons salaris word inbetaal vroeg, dan ons hoop op sekere dinge. Ek hoop iemand gaan vir my kom gras net die week.
Ek hoop. Dit is so maklik om jou hoop op iets te plaas. Die woord hoop, soos ek gesê het, kan in die Bybel verwys word na 'n daad van wedergebore. Hierdie hoop wat Hebreërs 6 vers 18 van praat, is 'n woord en is betekenis, is 'n hoop van 'n daad van vasgryp. Vasgryp van iets wat voor lê. Ouens, ek weet nie waarop hoop julle van dit wat voor lê nie. Maar ek weet, my saligmaker en my verlosser het my 'n belofte gegee van hy gaan weg om 'n plek voor te berei. Ek hoop vir daai plek. My hoop is om daar te wees, om saam met die engele te gaan sê heilig, 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 om neer te val, om in hierdie lewe te leef. Dis daar die lewe natuurlik, wat die woord van praat van die ewige lewe. Dis daar die lewe wat nie meer gaan verbygaan nie. Wow, dis daar die lewe wat daar nie meer tyd gaan wees nie. Wat ons gaan jaag om iets te doen en ons hoop, van tyd jaag ons hoop aan. As gevolg van tyd, hoop ons op die verkeerde goed. As gevolg van dat ons tyd jaag, want daar is nie meer tyd in hierdie lewe nie. En ek het hierdie week net besef, tyd jaag ons hoop aan. Ons het daar by die Hervormde Kerk het ons hamburgers goed gaan verkoop hierdie hele week van Dinsdag aand af. En ek is so dankbaar teenoor julle. Maar hier was 'n paar keer wat ek my hoop verkeerd geplaas het. Want tyd het ons gejaag. Ons moes die oggend, moes ons vroeg begin om die aardappels te skil en dit te sny en dit te gekook te kry en dan weer in olie gebraai te kry voor ons kan afgaan soontoe. Want ons ry so 3 uur af soontoe, 3 tot 4 gaan ons soontoe, ons maak ons stalletjie reg en ons kry al die tafels goed reg en die olie warm om chipsie warm te maak en al ons moet patties gaar kry. En dan hoop ons. En 'n paar keer het ek gesê vir mense, ek hoop hier kom iemand. En die Here sê vir my, waarop hoop jy? Waarop is jou hoop geplaas? Is jou hoop geplaas op hierdie dinge van die wêreld? Of is jou hoop geplaas op dit wat voor lê? Op daardie lewe wat voor lê? Daardie lewe wat nie meer veranderings is nie. Daardie lewe wat nie meer siektes en pyn en hartseer en seer en depressie en teleurstellings het nie. Is jou hoop op my geplaas? Is jou hoop op daardie lewe geplaas wat vol liefde is? Waarop is jou lewe? Dis hoop. Waarop hoop ons? Waarop is jou hoop gebaseer? Aan wat gryp jy vas vanmôre? Is hierdie waarin jy vasgryp, hierdie hoop, is dit nog jou anker? Want nou as ek het gesien en ek agtergekom in my eie lewe en natuurlik wat ek sien in hierdie wêreld, dat mense nie meer geanker is aan die regte goed nie. Mense is nie meer vasgemaak nie. Ons almal ken hierdie Eskom-pale. En van bo tot onder is sulke kabels wat in die grond in vas is. Julle sien dit. Dis om hom te anker. Om hom vas te hou, om hom stabiel te hou, sodat hy nie omval nie. As ek daai kabel vat en ek maak hom in 'n grasie vas, hoe lank gaan hy hou? Hoe lank gaan daai kabel geanker bly? Is jou hoop veilig vas aan God? Waarop hoop jy? Waarop is jou hoop geplaas? Het jy jou hoop op hierdie wêreldse dinge geplaas? Is jou hoop as jou hoop aan God vasgemaak? Die oomblik wanneer dit aan God vasgemaak het, is dit veilig.
Jesus sê, niemand kan jou uit sy hande uitruk as jy in hom vas is nie. Niemand kan jou uit sy hande uitruk nie. Is jou hoop iets? Dis maklik om te sê, dit is 'n dalk of miskien, of mag dat tog maar so wees of iets. Maar waarom hoop jy? Is jou hoop hierdie ketting en hierdie kabel wat vasgemaak is aan God? Is die Heilige Gees besig in jou lewe? Want dis belangrik. Is die Heilige Gees werklik in jou lewe? Want wanneer die Heilige Gees nie werk in ons lewe is nie, is daar nie 'n anker nie. Presies soos wat 'n skip anker nodig het, wat afgooi in die see, want daar's soveel storms op die see, en as die oomblik wanneer hulle moet stil staan of vas staan, gooi hulle die anker uit. En dit hou die boot staande. Wat as golf ook al kom, wat as storm ook al kom, wat se wind daar ook al is, dit hou die boot stabiel. Waaraan is jy vasgemaak? Waar is jy geanker? Is jou hoop nog hierdie vasstaan aan God se beloftes? Is jou hoop dat die Heilige Gees, wat vir ons hierdie beloftes laat gebeur, in ons wakker kom maak, ons herinner. Jesus het gekom en gesê, ek gaan weg om vir julle plek voorberei, maar ek stuur vir julle 'n trooster, wat julle sal herinner, alles wat ek gedoen het en meer doen as wat ek gedoen het en beter doen, maar hy gaan net sê, en hy gaan net doen, wat hy by die Vader gehoor het om te doen. Waarin lê jou hoop? Hoop moet 'n kos vir jou siel wees, dit moet 'n anker vir jou skip wees. Dit moet jou vashou. Ja, en ons weet hierdie wêreld is vol beproewing, is vol versoekings, is vol dinge. Hierdie hoop, hierdie vashou aan God se woord en God se beloftes, keer die wind van die sonnigheid en die kleingelowige en die twyfel en die moedeloosheid en die verwarring en die loudheid wat deur die siel ook waai natuurlik. Wat hierdie wêreld vir ons opdis. Hierdie hoop. Hierdie hoop. Dit help nie hierdie groot skip gooi 'n vuurhoutjie af vir 'n anker nie. Dit help nie Eskom gebruik vislyn om hulle torings te anker nie. Dis goed dat ons hoop het, ouens. Dis lekker dat ons hoop het, maar hoe sterk is jou band waar jou hoop is? So maklik om te sê, ja, ek hoop God verseker, my hoop is op God geplaas. Maar hier jy hardloop jy rond en jy skou rond en jy doen goed om jy uit jou situasie uit te kom. Jy probeer self dinge verander. Jy probeer self jou omstandighede verander. Waar is jou hoop dan? Waar is jou hoop? Is jou hoop op dokters? En ek sê nie, hoor mooi vanmôre, ek sê nie, dokters is verkeerd nie. Ek sê nie, dokters is sleg nie. Het is goed om na dokter toe te gaan, want daar is vrede daar. Maar is jou hoop geplaas in die dokter, dat hy die werk moet doen? Dat hy die genesing moet doen? Of is jou hoop in Jesus, wat die genesing doen? Wanneer jy oorlog toe gaan, hoop jy op jou strydwaans en jou perde? Die woord sê, sommiges hoop nog op die strydwaans en hulle perde, maar ons vertrou op die Here.
As jy bereid is jy op daai plek wat jy kan sê, sommige hoop op die perde, maar ek hoop op die Here. Kan jy dit vanmôre sê, dat God jou die hoop is, dat jou verhouding, van jou band van jou af na God, van jou na jou hoop toe, is jou verhouding. Ek kan nie met jou 'n verhouding hê as ek nie by jou kuier nie. Ek moet by jou kom kuier om 'n verhouding met jou te hê. Anders kan ek net sê jy is 'n kennis vir my. Kom aan ouens, mans, moet jou vrou ontmoet, deur om by haar te gaan kuier. Moet jou verhouding aangeknoop om by haar te gaan kuier. Julle het saam gekuier. En toe het julle gekuis. En toe was dit lekker lank gekuis gewees en toe kom die uitgang ding in. Dan gaan julle nou uit nie meer kuis nie of hoe werk dit? En dan word jy verloof en dan trou jy, maar julle het saam gekuier voor julle tot by daai punt gekom het van kuis. Dis 'n verhouding wat ons moet doen, wat ons nodig het met God om ons te kom anker. Alles van hierdie aarde wat hier is tydelik. Maar die hoop, hierdie goddelike hoop, is onbeweeglik, want is by God vas. Dis direk by God vas. God sal nooit 'n belofte vergeet nie. God sal nooit 'n belofte gee nie. God sal nooit nie 'n belofte nakom nie. Alles wat hy sê, dit sal gebeur. God is ons anker, hy is stewig vas. En ek verklaar maar vanmôre. Die jaar is verby. Daar is 'n paar dae oor. Woensdag is dit Kersfees. Volgende Woensdag is die jaar verby. Dan soos in die jaar 2025. Ons weet nie wat ons gaan verwag in 25 nie. Want die 2024 het so vinnig verby gegaan. So vinnig weg. En ouens, daar was niks permanent gewees in 2024. Nou het jy dit, dan het jy dit nie. En ek dink ons almal kan sê ons het iets in 2024 verloor. Of dit nou 'n geliefde is, of dit nou iets fisies aan jou is, of dit nou jou beursie is, of dit, ons het iets verloor. Weet jy wat my hart seer? Dat ons baie God ook verloor het. In 2024. Dat ons God iewers neergesit het, iewers verloor het. Want ons hoop is op verkeerde plek. Ons hoop is nie op God nie. Soveel dinge gaan verander in 2025, want ons weet nie wat gebeur nie. Dit is 'n hele onsekere jaar wat gaan voorlê. En ons, daar gaan storms wees. Daar gaan verseker wille storms wees in 2025. Ons weet nie. As jou anker te klein is, kan ek nou vandag vir jou sê, moet jy bang wees vir die storms. Maar as jou anker God is, het jy nie nodig om bang te wees nie. As ons God ons hoop maak. As ons God ons hoop maak. Wat gaan nou met die ding aan? Een mooi skrifgie is daar Romeine 5 vers 13. Hy sê, en mag die God van hoop julle vervul met blydskap en vrede deur die geloof,
dat jy oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Kan jy hierdie skrif joune maak? En mag die God van die hoop, waarop hoop jy? Waarop hoop jy? Is jou hoop Jesus? Is jou hoop God? Ons het vanmôre uitnodiging gehad vir indien jy gebed nodig het. En ek glo vandag en ek vertrou en ek weet dat elkeen van ons het gebed nodig. Absoluut. In 'n sekere area in jou lewe het jy gebed nodig. Daar is sekere dinge wat gedoen moet word. Maar waar is jou hoop? Op wat is jou hoop geplaas? Ons het gesing, this is the air I breathe. Ons het gesing, this is my daily bread. Assurance. Is die woord van God jou daily bread? Ontvang hom elke oggend. Sy genade, sy barmhartigheid is elke oggend net. Hy's gereed vir jou, hy's daar vir jou, hy wag vir jou. Kom ons maak ons ankers los, wat aan riete en aan hierdie wêreld goed vasgemaak is. En ons plaas ons hoop op God. As jy iets nodig het in jou lewe, nie jou hoop op iemand plaas om dit vir jou te doen nie. Plaas dit op God. God gaan die deure oopmaak in 2025. Hoor wat ek vanmôre vir julle sê. God gaan vir jou deure oopmaak. Moenie staan voor die deur nie. Vat aan sy handel en maak die ding oop. Want God gaan nie nog net vir jou die deur oopmaak ook nie. Hy gaan hom oopsluit. Jy moet hom oopmaak. Vat sy handel. Draai daai knop en maak die deur oop. En vat jou oorwinning. Vat jou oorwinning. Genoeg het die duiwel na ons kom steel, kom slag en te verwoes. Kom ons vat ons oorwinning en ons plaas ons hoop op die een. Plaas jou hoop op die een. Kan ek vra dat jy as staan asseblief? Ja. Daai klink die boodskap wat ek vra. Lees ons genoeg is vasgesit genoeg op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons lief het. En dit is so bevestiging dat hy vermoede vir ons geprint. En ek het daai klein mense wat myself in sit en dis 'n ouers en 'n ma, het hy so vinnig met sy kop en vir sy pa gesê, dit moet jy onthou. Want ons moet die klein kinders inskyk tot hierdie hoop, hierdie vertroue. Dit is so die vertroue in God wat hy nou Amen. Amen, halleluja. Ja, Hebreërs 11 vers 1 is so mooi. So mooi geloof. Halleluja. Dit is so mooi. Kan ek vra dat jy jou hand vir my op jou bors sal sit en asseblief kan ek vra dat jy jou oë sal toemaak? Geloof is gekoppel aan hoop. En as ons op die wêreld se dinge hoop, waar is jou geloof dan? Geloof, hoop en liefde loop hand aan hand.
Romeine 8 vers 24 is so mooi, sê, want ons is gered in die hoop. Maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat niemand sien, waarom hoop hy dan nog? Maar as ons hoop, wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Waarom is jou hoop geplaas? Kan ek vanmôre vra dat jy jou hart sal oopmaak? Dat jou hart sal oopmaak en al die wêreldse ankers afsny. Een ding van ons as mensdom, ons het nie 'n gee-probleem nie, maar ons het 'n ontvang-probleem. Ouens, ontvang nou Jesus Christus as verlosser. Ontvang nou die Heilige Gees in jou lewe, wat jou geanker hou in God. Vader, ek eer U, ek loof U, ek prys U. Here, dankie Vader, Here, dat ons harte kan oopmaak vanmôre. Here, dat U ons anker is. Here, dat U ons anker vasmaak. Daar in die hemel, ewig, en ons eer U, ons loof U en ons prys U. Vader, en hier is my gebed vir elke ene Vader. Here, soos wat Paulus gekom het hier in Romeine 5 vers 13, en mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Vader, dankie dat ons in hierdie feestyd, in hierdie Christus feestyd kan vier. Here, want die datum is nie belangrik nie. Here, die dag is nie belangrik nie, maar dat dit wel gebeur het, Here, dat U gekom het, Here, soos wat Jesaja 9 vers 5 ons sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is vir ons gegee, en sy heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Here, dis ons hoop. Here, U is ons hoop. Dankie Jesus, dat ons op U kan vertrou. Vader, vergewe ons waar ons dit gemis het. Vader, vergewe ons, Here, waar ons nie die woord, wanneer ons nie meer U ons daaglikse brood maak nie. Here, want U is die lewe, U is die weg en die waarheid. Vader, kom lei ons in hierdie dag, kom lei ons in die tyd, en ek loof U en ek prys U, Vader, en ek seën elkeen wat hier staan. Vader, Here, en ek kom weer, Here, en ek roep U aan, Vader, en ek bid, Vader, soos wat Abraham se diensknegt gebid het, Here. Here, gee hierdie mense, elkeen wat hier staan vanmôre, Here, gee hulle sukses in hierdie tyd. Here, gee hulle sukses, Vader, in dit wat voor lê. Here, want U is ons hoop. En ek eer U, ek loof U en ek prys U in U naam. Amen en amen.